Maar ek wil begin met 'n vraag vanoggend vir jou. Wat is jou gunsteling seepie? Sê gevra hoe lank sê, wat is jou gunsteling seepie? En ek weet hier's 'n paar ons het gaan sê, maar ek het nie een nie. Maar ek het ook een gehad. Baie lank terug toe ek nog seepies gekyk het. Ek is 'n ex-seepie kyker. Bold and Beautiful. Nou die jonger mense kan hoor as jy ouer mense wat nou gelag het, né? Want kyk, dis nou 'n ding aan die 80ers gewees. Nou dit was 'n big thing gewees. Dis seker die grootste seepie-reeks wat daar ooit was. En ons leef maar in 'n tyd wat mense baie lief is vir stories, né? En elke familie het maar 'n storieetjie wat hulle van hou. Soos toe ons gaan vakansie hou het in 2005 saam met vriende, nooi ons saam met hulle te gaan na 'n plek wat hulle graag by vakansie hou. Ons hou van karavaankamp by Plet en hulle sê man, ons het 'n plek daar, kom saam met ons. Ons gaan, ons slaan op, ons begin vakansie hou, bietjie by die see gewees die dag en teruggekom, koffiewater kook al en die vuur is aangesteek en ons gaan nou net lekker hier sit en chill en bietjie net doen wat jy doen by 'n karavaan. Niks. En die volgende oomblik julle, toe gebeur dit. Dit was soos 'n storm gewees wat aankom. Maar dit was nie in die lug nie, dit was deur die hek. 6, nee, dit was 5 V6 bakkies. Elkeen met sy eie karavaan aan. En elkeen van die ouens wat die bakkie gesleep het, het hom harder geref as die ander ou. Woe! En dan die daai ou en dan weer daai ou en Jesus, en ons is so al verskrik, jy weet, en hier kom hierdie familie in, jy weet, van oupa, pa, kinders en so 'n klomp. Ek onthou daar was so 'n klomp tieners gewees. Jy weet, so 'n klomp ouetjies. En dit was lekker en ek het nog gedink, "Jessie, maar dis lekker want nou kan hulle help opslaan en dis net 'n julle dis stof en kinders en tente en pale." En is 'n gedoente. En op 'n stadium toe nou kyk ons vir hierdie want dis nou soos in letterlik, jy weet, front row seat. En 5 staanplekke so langs mekaar. Ek gaan toilet toe en ek gaan doen my ding daar en nou is hulle so tussen my in die toilet en ek loop so deur en ek beleef so 'n bietjie hier en ek kom terug en toe ek terugkom uit die toilet toe besef ek daar's fout. Iets het gebeur. Dis doodstil en ek kan niemand sien nie. Daar's niemand nie. Wat het nou hier gebeur? My brein is probeer hierdie ding verwerk en ek loop so tussen die karavane deur en hier sit die hele familie julle en almal sit so. 7de laan op die TV. Yes. Ek sal dit nooit vergeet nie. Jy weet wel, mense is altyd stories, né? En ons het ook in ons familie hier het ons 'n lekker storie al deur die jaar gegaan en ek wonder of jy kan onthou, weet waar ons begin het met welkom tuis en ons het net beleef hoe die Here nooi ons, jy weet, nie net na hom toe nie, maar wanneer ek tot geloof kom en ek die Here vind, dan vind ek nie net hom nie, maar ek vind 'n familie. En daarna het ons gekyk na hierdie tema, known by his love, marked by his glory, weet dat hierdie familie waarvan ek deel word geken deur een ding en dit is hoe hulle mekaar liefhet. En toe in die paastyd het ons net weer kom beleef die wonderlike boodskap van die kruisiging en die opstanding en hoe Jesus Christus toe hy opgestaan het hy nuwe lewe gebring en uiteindelik kom lewe gee, kom geboorte gee aan 'n nuwe mense, 'n nuwe familie. En in die volgende reeks in Discipleship het ons geleer dat hierdie familie is geroep, is bestaan vir 'n rede en uit 'n opdrag vir hulle gegee. En ons as 'n familie word geroep om soos Jesus te word, Jesus te volg en te doen wat Jesus gedoen het. En ons het geleer dat die Here ons nie net sê gaan en doen soos hy gedoen het nie, maar hy bemagtig ons, hy gee iets vir ons en in in die familiar stranger het ons in daai reeks gesien hoe die Heilige Gees vir ons die een is wat ons bemagtig en wat ons kom lei en wat ons kom leer hoe leef ons hierdie lewe wat God vir ons kom gee. Hoe amazing is dit nie net hoe die Here met ons deur hierdie klomp stories gesels en ons help in ons journey as 'n familie, maar ook elkeen en ook jy en jou familie. En vandag begin ek hierdie reeks saam met jou binnelanders van die Bybel waar ons so 'n bietjie gaan kyk na 'n paar dieper goed in die familie. Jy weet ons baie goed wat ons in die familie graag oor praat. Maar daar's ander goeters wat ons nie so graag oor praat nie, eintlik stil bly. En
Ons weet almal dat daar's goeters wat gebeur wat ons soms nie regtig aanspreek nie. En dis soos die tannie wat by die dominee kom. En die tannie kom by die dominee en sê dominee, ek voel verskriklik sleg. Ek het iets verskriklik gedoen. Ek het oor iemand geskinder en ek voel so sleg oor wat moet ek doen? Help my asseblief. Die dominee dink so en hy gaan en hy vat 'n verekussing en hy gee vir haar die verekussing en hy sê gaan staan op die hoogste koppie buite die dorp. Dan maak hy daai kussing oop en dan laat hy al die vere gaan. Tannie doen dit, sy kom terug by die dominee en sê dominee, ek het dit gedoen. Hy sê goed. Hy sê nou gaan jy terug en nou gaan jy gaan tel al die vere op. En die tannie sê dit kan nie gebeur nie. Dit sal onmoontlik wees. En hy sê presies, dit is hoe skinder werk. Het is maklik om die woord uit jou mond te laat gaan, maar het is nie so maklik om hulle weer terug te kry nie. En vanoggend wil ek, wanneer ek met jou gesels, wil ek jou nooi om so 'n bietjie hieraan te dink, dat daar is baie maniere. Jy weet, Jesus sê ek bou my kerk. En daar's baie maniere hoe hy roep ons in en hoe ons saam met hom die kerk bou. Bring ons talente, gawes, bring ons hande. Ons is beskikbaar, ons tyd, geld, dinge wat ons kan doen. Maar daar's een manier, dalk die belangrikste stuk gereedskap wat ek en jy, wat elkeen het, waarmee ons die kerk van Jesus Christus bou. En dit is ons mond, ons woorde. En hoe ek en jy oor die kerk praat, sê iets van hoe ek dink aan Christus. En vanoggend, ons 'n bietjie weer gaan kyk na die, weet jy, familie, wat ons al so 'n bietjie oor gesels het in hierdie jaar. Die ouens daar in Korinte, waarvoor Paulus 'n brief geskryf het. Hy skryf vir die kerk in Korinte 'n brief, want daar in Korinte was dinge nie veel anderste nie. Was maar ook net 'n familie wat saam dinge gedoen het, saam geleef het. Hulle het saam in 'n plek gekom waar hulle lewe deel, waar hulle saam eet, waar hulle saam aanbid, waar hulle saam uitreik, waar hulle saam die Here volg in hulle lewe. Maar soos enige familie het hulle gesukkel met 'n paar goed. En Paulus skryf van hulle die brief van 1 Korintiërs. Want hy het opgetel daar's by hulle onderlangse pratery, sondes in die kerk, daar's ouens wat mekaar hof toe sleep, en daar's nog 'n paar afgooitjies in mense se lewens. En natuurlik 'n resep vir 'n eerste klas sepie. Paulus skryf dan hierdie brief om hierdie spesifieke goed aan te bespreek, en ons wil graag in hierdie reeks jou innooi om deel te wees van 4 temas: skinder, skandes, skeiding en struikel. En ons wil toelaat dat die Here kom en met ons elkeen 'n bietjie werk. So ek blaai na 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 13 en jy kan saam met my op die skerm volg as ek vanoggend met jou gesels oor skinder. By die 2020 vertaling. Ek pleit by julle, broers, skryf Paulus, in die naam van ons Here Jesus Christus, dat julle almal eensstemmig sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie, maar dat julle volkome eensgesind mag wees, met dieselfde denkwyse en dieselfde oortuiging. My broers, ek is deur Chloe se mense ingelig dat daar twiste onder julle is. Wat ek bedoel, is dat elkeen van julle sê, ek is van Paulus, of ek van Apollos, of ek van Cephas, ek van Christus. Is Christus verdeel? Paulus is tog nie vir julle gekruisig nie? Of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Jy wat Paulus hier besef in hierdie gedeelte. Ons sien dat Paulus het 'n bekommernis want hy besef daar's iets wat besig om te gebeur in daardie gemeente. Daar is verdeeldheid. En die spesifieke goed wat Paulus hierso noem, is dat hy praat van daar is twiste. Struwelinge is wat ander vertalings gebruik. En in die betekenis van hierdie woord is eintlik, as jy kyk in Engels, is bitter disagreements. Daar's 'n bitterheid in mense. En daar's verskille tussen mense. So daar's hierdie geveg eintlik tussen mense oor wie is reg, wie is die beste,
oor mekaar en mense het hulle geweldige opinies en een ou sal sê, "Jessie, jy weet, ek hou nie eintlik van Apollos nie, maar Petrus, hy is nou 'n goeie leier." En ander een het weer gesê, "Petrus, man, hy preek okay, maar Paulus se preke, hulle stig my. Hulle stig nou vir my." En dan is daar nog 'n groepie wat besig was en dan sê een ou, "Apollos, hy's eintlik my pastoor. Sy preek en sy woord, dit praat weer met my." En Paulus kom en hy vat dit aan en hy sê, "Hoe kan julle Christus so verdeel?" Hy sê eintlik, "Verstaan julle nie? Hoe kan julle Christus iets anders te maak as wat hy nie is nie?" En Paulus se bekommernis met hierdie ouens is nie dat daar's verskillende persoonlikhede in die kerk nie. Sy bekommernis is nie dat daar's ouens met sterk opinies in die kerk nie. Geen probleem met dit nie. Die probleem is hoe hierdie mense dink. Waar hulle fokus is. Sien, die Bybel help ons om te kyk na waarop fokus ons as kerk. Wat is die middelpunt? Wat is die een ding wat ons almal een maak? En by hulle het hy hierdie ding besef, dat hulle nie dit verstaan nie. Want jy sien, as ons nie Christus die middelpunt maak nie, dan sukkel ons om mekaar lief te hê, mekaar te verdra, mekaar te bedek, mekaar te vergewe. En opinies begin eintlik om af te breek binne in die kerk. Ek wonder of jy al hierdie woorde gehoor het. Ek wil nou nie skinder nie. En elkeen van ons weet, wanneer jy daai woorde hoor, nou gaan daar geskinder word. Dis lekker om te skinder, né? Dis lekker vir ons om oor iemand anders te praat. Ons almal het 'n opinie oor mense. En ons wil graag 'n opinie deel, maar eintlik wat ons doen wanneer ons skinder is skinder laat my eintlik beter voel oor myself. Jy sien, my fout is net so bietjie kleiner as joune. En ek is eintlik besig om jou aan te vat en oor jou te praat, want iemand anders het iets erger gedoen as ek. En waar kom dit vandaan? Waar kom skinder vandaan? Dit kom uit my vleeslike gedagtes uit. Dit kom uit 'n fokus wat op myself is, my fokus wat op mense is, 'n fokus wat nie is op Jesus Christus nie. En Paulus se bekommernis was juist dit. Wat was in hulle harte? Waaraan het hulle gedink? Want die Bybel sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Paulus kom en hy kom spreek daai gedagtes aan. Hy kom sê nie vir hulle, hou op beklei nie. En dan gaan hy aan nie. Hy kom praat juist met hulle oor hoe hulle dink, hulle gedagtes, hulle fokus en hulle visie, sien ons in hierdie skrif. Ek dink een ding wat ons nie altyd besef in die, jy kan maar sê, in die diversiteit van hoe ons lyk nie. As ek vinnig kan vra, ons verstaan nie altyd hoe God mense by mekaar voeg nie. So, wie hier is van Natal af? Jesus, maar hulle steek maar laag op, hoor. Wie is van Natal af? 1, 2, jy sal nie glo nie, daar was 2 in die vorige diens ook. Waar is die Sharks? Jonathan, waar is jy? Wie hierso is van die Kaap af? Dit wil sê oorspronklik. Ja, ek het 'n Kaapenaar gebring. En wie is van die buiteland af? Niemand nie. Okay, die Vrystaat. Sien jy al buiteland? Dis die inkommers. En wat doen die Here? Die Here vat mense met verskillende agtergronde, met verskillende persoonlikhede, met verskillende, kan men sê nonsens, taal, kultuur, manier van dinge doen. Ek braai my vleis so, nee, ek braai vleis so, nee, ons kamp nie, ons hou van hotelle. God bring mense bymekaar wat absoluut verskil. En dis God se meesterstuk waarom jy besig is binne in die kerk om mense wat so verskillend is bymekaar te bring en hy maak van hulle 'n liggaam wat in 'n eenheid werk. Is dit nie amazing nie? Dis wat God doen.
Hy love om dit te doen. Hy love om daai een wat uitgestoot word deur die wêreld in te bring en om 'n plek te sit waar hy voel, hier is my huis. En hopelik het jy iets van daai gevoel binne in die huis waarvan jy deel is. Nie almal wat hier is dalk deel van hierdie huis nie. Maar dit is wat God doen met ons. Hy bring ons in, want wat die evangelie doen in ons lewe, is hy red ons nie net nie, maar hy verenig ons. Hy maak ons een. En as ons bietjie hier rondkyk, ouens, dan weet ons is nie so divers nie. Ons is een van daai gemeentes wat ons is baie Afrikaans. Maar as jy bietjie weier dink in die kerk, dink net hoe amazing is die Here. Hoe hy mense bymekaar bring, en dis presies wat hy hier gedoen het. Griek en Jood en vrymanne en slawe het hy bymekaar gebring. Ons weet dit as ons die Bybel lees. Amazing wat God doen. En hy sit ons in die kerk, en die kerk is die plek waar mense so uiteenlopend is en mense nie eers van mekaar hou nie. Hy sit ons in daai plek waar ons leer. Waar God mense gebruik in my lewe om in my lewe te werk. Die kerk is die God se kragtigste instrument in my en jou lewe om nie net in die wêreld 'n verskil te maak nie, maar om hier binnekant in ons lewe verskil te maak. Amen. Hy sit die mense om jou juis vir daai rede. God is so divers. Kan hom nie vasvat nie. Maar iets van homself het hy in elke persoon gesit en hy bring ons saam. So as ons in Korintiërs nou kyk en ons sien wat verdeeldheid doen, dan is die boek van Efesiërs vir ons 'n pragtige prentjie om te sien, maar hoe lyk 'n familie van God? En ek wil jou vat vanoggend na die boek van Efesiërs toe. Want as ons bymekaar kom met ons verskille, soos 'n man en 'n vrou wat in 'n huwelik inkom en hy twee verskillende huise kom, twee verskillende maniere van groot word, leef, kultuur, en nou kom hulle bymekaar, is die kuns van 'n gelukkige huwelik is om te leer hoe maak ons nou ons eie kultuur in hierdie huis. Nie jou kultuur nie, nie my kultuur nie, ons bring 'n nuwe kultuur in. En die boek van Efesiërs is pragtig om vir ons te verduidelik hoe Paulus werk met hierdie familie na 'n punt toe waar dit gaan oor hierdie familie is verbind aan Christus. Hy die hoof en sy die liggaam. En dis sy bruid wat hy mee werk op die oomblik. En dat ek en jy is deel van hierdie bruid wat aan Christus verbind is, en hoe ek met hierdie bruid werk en hoe ek binne met haar werk, dat ek besig is saam met hom wat haar reinig en wat haar gereed maak. Dis eintlik 'n pragtige prentjie. Maar gaan nie verder in daai pad af nie, maar dis waartoe hierdie boek op pad is. So binne in hierdie prentjie van ons is daar 'n nuwe familie wat in 'n nuwe kultuur leef, 'n Christuskultuur eintlik, 'n koninkrykskultuur. En dis waarmee ons besig is. En elkeen van ons het die geleentheid om binne in hierdie familie in te bring wat ek het. Maar ek kan nie bly soos ek is nie. Dis nie God het ons te lief. Hy los ons nie soos ons is nie. Hy kom sit maar juis in 'n familie waar hy kom werk soos hy wil. Sjoe, ons kan dit nie uitwerk nie. Ons kan net gehoorsaam saam met hom elkeen werk in my roeping vir wat God my hiervoor plaas. Dis die plek wat ons skep vir mense binne in kerk. So Paulus kom in Efesiërs 4, en ek wil net in Efesiërs 4 wil ek 4 verse vir jou lees. Die eerste ene wil ek net die inleiding gee, en dan gaan ek 3 verse hanteer aan die einde van die hoofstuk. Die eerste een sê, ek doen dis 'n beroep op julle, ek wat 'n gevangene in die diens van die Here is. Leef 'n lewe wat pas by die waardigheid van die roeping waarmee julle geroep is. Nou hier is nie die roeping van hoorie die Here roep my om te preek nie. Hierdie roeping is eerstens, jy's geroep as deel van die liggaam van Christus. Jy's geroep as deel van die kerk. Jy's geroep om my te verteenwoordig, sê die Here. Waardig van die roeping waarmee jy geroep is, met totale beskeidenheid en sagmoedigheid. Ja, met geduld moet julle mekaar in liefde verdra. Sien wat Paulus in hierdie eerste 14-15 verse kom sê, as ek dit kon opsom en sê, hy sê ouens, julle moenie langer leef soos wat julle geleef het in die wêreld nie. Julle moenie langer leef soos die mense in die wêreld nie. Julle moet die ou mens uittrek. Julle moet die nuwe lewe aantrek. Julle moet die nuwe aanvat. Daar's 'n groot verskil tussen die oue en die nuwe. Die nuwe het nie nog bietjie net van die oue wat hy moet hou nie. Hy's besig om die oue neer te sit en neer te sit en neer te sit. En ons is vandag besig om oor een van daai aspekte te gesels. Sê die nuwe mens moet nuut leer dink. Want die ou mens sien en verstaan nie die dinge van God nie. Die ou mens is ongevoelig en is besig met allerlei verkeerde dinge. Ons moet nuut laat dink. Ons moet God toelaat
om in ons te kom werk en ons denke te verander. Goed, nou skryf Paulus in die 28ste vers, begin hy vertel, hoe doen ons dit? Kyk hoe amazing is dit. Hy sê, die dief moet ophou steel en eerder hard werk. Hy moet sy eie hande vir eerlike werk gebruik, sodat hy iets kan hê om met mense in nood te deel. Jy mag dalk vra, maar wat het dit met skinder te doen? Volg net my, hoor hier. Wat is die probleem met 'n dief? Hy het behoefte. He's got lack. He needs something. En wat sê Paulus? Hy sê nie, hou op steel nie. Of vat die diewe en sit hulle in die tronk nie. Hy gaan baie verder. Hy sê, nommer 1, die dief moet 'n besluit maak om op te hou. Moet 'n besluit maak om dit te stop. Dan, nommer 2, moet hy gaan en hy moet gaan werk. Werk met sy hande, eerlike werk. En dan 3, nou het hy iets, sodat hy iets kan bymekaar maak wat hy vir ander kan gee. Verander van iemand wat nood gehad het, behoefte gehad het, verander in iemand wat ander bevoordeel. Efesiërs 4:29. Hy sê, moenie enige vuil taal gebruik nie. Hy sê, gebruik eerder die regte, opbouende woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. Vuil taal hier beteken nie vloek nie. Vuil taal beteken hier enige woorde wat mense afbreek. Jy sien, dit is presies wat skinder doen. Dit breek mense af. Om agter iemand se rug te praat, steel waardigheid. Plaas mense in 'n verkeerde lig. Dit praat halwe waarhede. Dit praat leuns, dit praat goed wat nie mense bou nie. Dit steel vertroue, verdeel mense. En Paulus kom en hy sê, stop om dit te doen. Stop om so te praat. Dan, gebruik eerder regte, opbouende woorde. En waar kry ek daai woorde? Ek dink daaroor. Ek dink oor die kerk. Ek praat met die Here. Ek sit by Jesus. Here, gee my woorde. Here, ek wil, laat my u kerk verstaan. Here, wat kan ek doen om die situasie te bevoordeel en nie te benadeel nie? Wat kan ek sê om iemand op te bou? Want elke persoon het iets goeds wat ek en jy van kan praat. Elke persoon het iets goddeliks. Elke persoon. En dan derdens, kom Paulus en hy kom help ons om te onthou dat in enige gesprek wat ons het, is daar altyd 'n persoon wat ons nie raak sien nie. Hy sê, moenie God se Heilige Gees bedroef nie. In julle eenheidsband met die Heilige Gees, lê julle waarborg dat julle God se verlossingsdag sal beleef. Moenie God se Heilige Gees bedroef nie. Hoe bedroef ons die Heilige Gees? Ons dink, as ons dit hoor of lees, dalk maar, dis groot sonde wat die Heilige Gees bedroef. Nee, die konteks hier is, Paulus praat van hoe hulle van mekaar praat, hoe hulle oor mekaar praat. En wat Paulus hier bedoel is, hoe ons van mekaar praat, hoe ons die liggaam hanteer, my opinie en my gedagtes. Ek en jy is in 'n eenheidsband met die Heilige Gees. Wanneer jy Christus aangeneem het, ontvang jy die Heilige Gees en hy leef in en by jou. En wanneer ek en jy in gesprekke met ander die Heilige Gees ignoreer, en ek spreek nie die opinie van God oor mense nie, ek spreek my eie opinie, ek is besig om die Heilige Gees te ignoreer, ek is besig om God te ignoreer wat by my is, wat sê hy oor hierdie persoon waarvan ek nou praat? Wat is sy woorde? Waarmee is hy besig? As ek besig om die Heilige Gees hartseer te maak. Iemand wat by jou kom en sê, het jy gehoor? Ek moet nou net vir iemand iets vertel. Ek wil nou nie skinder nie.
Daai oomblikke. Die Heilige Gees is daar in daai oomblik. En die Heilige Gees wil my en jou gebruik en bemagtig en deur ons werk. Ek wonder self in my eie lewe, hoeveel keer dalk al het die Heilige Gees gekom en die Heilige Gees het vir my gesê, Marius, ek wil nie jy moet dit sê nie. Ek wil nie jy moet aangaan met die storie nie. Hoor, jy dink nou om hierdie te deel met hierdie persoon, maar die Heilige Gees is mos, nee, ek wil nie jy moet dit vertel nie. Ek wil nie jy moet luister na daardie storie wat die persoon nou wil vertel nie. Maar hier is die ding. Baie keer as ons 'n besluit gemaak het, ek wil nie skinder nie, dan wil ons uit 'n gesprek uitgaan en ons wil afsny van 'n persoon af. En dis nie die antwoord nie. En vanoggend wil ons ook bietjie daaroor praat. As ek terugkom net met wanneer ek die Heilige Gees ignoreer. Ons besef nie altyd dat die Here is besig met elke kind van hom. Ons sê dat elke persoon, as ek kyk na hierdie mooi groep mense hier, elke van ons is ergens tussen -10 en +10. As ons praat van geloofslewe. Daar's sommige mense wat nog nie die Here aangeneem het, hulle is tussen -10 en 0. En daar's mense wat al die Here aangeneem het van 0 af en hulle is ergens op 'n reis. Ons weet nie waar ons mense nie. Jy weet nie waar ons God met my nie, ek weet nie waar ons God met jou nie. Een ding weet ek, God is besig met jou. Die feit dat jy hier sit vanoggend besig, dat die Here is besig met jou. En waarmee hy besig is, kan ek nie sien nie, kan jy nie sien nie, maar die Heilige Gees weet. En wanneer ek die Heilige Gees vra en sê, Here, hoe wil U hê moet ek die situasie hanteer? Want hy is besig om in iemand se hart te werk. Party mense is nog bietjie by -1. Daar is nog 'n bietjie skinder. Ek sê dit nou nie reg nie. Party mense lyk asof hulle by -1 is, omdat hulle so praat. Maar gelowiges praat so, en dis die uitdaging wat ons vandag aanvat. Jy sien, wat doen skinder? Skinder beskadig nie die persoon waaroor gepraat word nie. Dit beskadig ook vertroue. Dit steel vertroue by mense van jou wat skinder. Dit steel eenheid. Dit beskadig die liggaam van Christus. En Paulus kom en hy het vir ons so mooi kom wys hoe hierdie liggaam wat God juis kom bymekaar sit, het verskil so van mekaar. Die oog en die klein twinkie verskil groot. Stem ons saam? Ek bedoel, as jy 'n bietjie biologie gestudeer het, dan hierdie oog is 'n amazing, baie regtig, is nogal smart. En die toon daaronder, daai kleintjie daar met die vuil toonhaal, jy weet daai ene. Jy het al gesien, né, as iemand hulle nie mooi. Nou jy weet dat daai toon met die toonhaal hoe hy ook al lyk, né? En hierdie oog is in hierdie liggaam ewe belangrik. God het albei daar gesit. En hierdie toon help hierdie hele liggaam om te kan loop. Dit kan funksioneer. Actually te kan hardloop. Amazing goed te kan doen. Terwyl hierdie oog kan sien waar moet ek loop. Hulle twee moet saamwerk. Maar die Here het ook vir jou 'n hand gegee en dis hierdie hand wat daai toon se naal gaan skoonmaak. En dalk is jy deel van die Here se hande op baie mense se lewens. Jy besef dit nie altyd nie. Die Heilige Gees in ons lewe wil ons kom help. En hy wil ons kom weerhou. Hy wil ons kom weerhou van dalk sommige van ons kan ook voel, wees maar ek is 'n gewoonte misdadiger as dit kom by die goed. Die Here wil ons kom help. En daar's nog skade wat in ons lewe kom en Paulus skryf dit in Galasiërs 5. Hy sê die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen is bekend. Seksuele sondes, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towerkuns, vyhandigheid, rusie, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, willepartytjies en sulke dinge. Ek herhaal my vroeëre waarskuwing oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan God se koningsheerskappy nie. Ek haal spesifiek hierdie woorde uit. Jaloesie, woede, verdeeldheid, partyskappe, afguns. Is almal woorde wat koppel aan die konsep van skinder. Sien hierdie goed wat hier geskryf word van sê nie. Paulus sê nie hier dat iemand wat hierdie goed doen sal nie gered word nie. Wat Paulus hier sê is dat wanneer ons in hierdie goeie stap en ons aanhou om te stap daarin, dan weerhou ons onsself om die koninkryks lewe wat die Here Jesus vir ons kom gee het, hierdie nuwe lewe te beleef. Dis wat ons ontvang het. En ons leer om daarin te stap en daarin te groei
en sekere goeders agter te laat en aan te gaan met nuwe goeders in hierdie lewe. En wanneer ek hierdie goeders doen, dan weerhou ek vir my om hierdie ongelooflike lewe van vryheid en van blydskap en van effektiwiteit vir die koninkryk te lewe elke dag, om te leef in wie God my gemaak het, waarvoor hy my geroep het, om daarin met ten volle te leef en te sien hoe God my gebruik binne in die gemeente en buite die gemeente en hoe dit 'n verskil maak. Hierdie goed hou ons weg van dit wat God vir my en jou het. Nou wat doen ek wanneer iemand wil skinder? Kom ons praat so 'n bietjie daaroor. Kolossense 4 vers 6 help ons. Daar's 3 goed wat ek wil deel en hierdie is die eerste ene. Wat doen ek wanneer iemand wil skinder? Hy sê laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle elkeen moet antwoord. Die eerste ding wat belangrik is wanneer dit oor jou pad kom is, moenie stil bly nie. Moenie stil bly nie. Moenie wegloop nie. God wil jou gebruik. Hy wil hê jy moet 'n aangename woord bring. Hy wil hê jy moet woorde bring wat voordeel bring, wat so sout is in iemand se lewe. Weet, en ek dink net dit is so belangrik dat ek en jy gereed is vir hierdie situasies in ons eie gebedslewe. In ons eie verhouding met die Here, laat ons al bid vir die kerk, laat ons al bid vir mense wat ons optel, maar hierdie persoon laat my ongemaklik voel, hierdie persoon laat my so dink. Praat met die Here. Praat met die Here. Laat die Here jou help. Tweedens, Efesiërs 4 vers 15. Terwyl ons mekaar liefhet, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei om soos Christus te wees. Hoe hanteer ek dit? In die Engels praat dit speaking the truth in love. We are to grow up in every way into him who is the head, unto Christ. Jy sien, ek en jy moet nie wegloop nie, ek en jy moet nie stil bly nie, ek en jy moet deel wees van, en ons moet waarheid en liefde bring. Natuurlik moet die leuen aangespreek word, natuurlik moet die verkeerde goed aangespreek word, natuurlik moet ons daaroor praat, maar as ons net die waarheid alleen bring, kan ons mense seermaak. As ons net die waarheid bring, weet, hier is net die waarheid, kan jy mens ou so, ek is net 'n waarheidspreker, ek wil net sê wat, weet, maak mense se harte seer en hard. En as ek net liefde bring vir mense, en ek is almal net lief, en jy maak nie saak wat iemand sê, en hoe iemand dink, as jy is net lief, dan, jy vat nie mense in 'n rigting nie, jy gee nie mense leiding nie, jy laat eintlik mense verdwaal in die lewe, as jy net vir hulle liefde gee, en daarom Paulus praat van, waarheid en liefde moet saam wees in die lewe. Dus wanneer ons dit gebruik, dat mense begin groei. Derdens, wanneer iemand wil begin agteraf gesels in donker plekke of alleen plekke of daar waar niemand hoor nie, ek in my groepie hierso, is dit 'n geleentheid vir ons. Jy moet die geleentheid gebruik wanneer iemand wil praat oor iemand anderste. Gebruik die geleentheid. Draai die geleentheid om. Vra die persoon, hoekom dink hulle so oor die ander persoon? Hoekom pla dit hulle so baie? Vra vir hulle. Gee vir mense 'n groter visie om oor te dink. Jy weet, wat dink jy sê God oor hierdie ding? Wat dink jy is God se plan in hierdie ding? Hoe dink jy wil God, hy moet ons help in hierdie situasie? Hoe dink jy kyk God self na hierdie persoon? Hoe ek en jy praat oor die kerk. Praat van hoe ons dink oor Jesus. Die musiekspan gaan vorentoe kom asseblief. Jy sit dalk vanoggend hier en jy besef, Marius, ek is dalk so 'n bietjie van 'n gewoonte misdadiger. Ek besef dat die Here praat met my. Daar's 'n klomp vere in die lug. Ek dink dit is belangrik dat as ou so voel dat ons vanoggend die geleentheid gee, die Here wil regtig vanoggend kom glo ek om jou te bedien. Tweedens, dalk is jy iemand wat hier sit en jy beleef die pyn van woorde wat oor jou lewe gespreek is. Jy sit met pyn wat gespreek is, dalk baie lank terug, dalk het jy dit al ergens gebeure, maar daar's pyn oor wat mense van jou gesê het. Of wat iemand gesê het van mense naby aan jou, dalk van jou vrou of 'n kind, en jy dra die pyn van dit. Dalk by die skool het dit gebeur, of dalk in die werk, dalk in die familie of in die ex-familie. Dit is nie jou
Want jy regtig sal besef vanoggend dat die Here is lief vir jou. Die Here het 'n plan met jou lewe. Hy het vir jou meer. En hy wil jou verder vat. Hy wil nie net hê jy moet stop vanoggend nie, want vanoggend is 'n geleentheid om te sê ek stop. Vanoggend is 'n geleentheid om te sê nou gaan ek anders te doen. En om te sê Here, gebruik my in ander mense se lewe. Gebruik myself in daai persoon se lewe. Die Here wil vanoggend kom en hy wil in ons lewe kom werk. Jy staan met my staan net voordat saam met jou bid. Nee, ekskuus, moenie staan met my staan nie. Kom ek sê wat ek wil sê. As jy vanoggend voel dat ek moet sê ek is skuldig, wil ek jou 'n geleentheid gee om dit regtig te kan doen vanoggend. In jou hart teenoor die Here en net sê Here, ek besef ek is skuldig. Lord, I want to repent this morning of this sin in my life. Ek wil bekeer vanoggend. Ek erken daar's foute in my lewe. Ek erken ek doen dit. Ek erken ek het dit gedoen. Ek erken ek het dit teenoor iemand gedoen spesifiek. Jy onthou dit. Ons is so wonderlik na die diens het iemand na my toe gekom om net te kom praat oor hy onthou spesifiek die 2 oomblikke. Die Here wil dit vanoggend kom adresseer in sy huis. Die Here wil jou kom vrymaak van dit. Tweede plek, as jy vanoggend iemand is wat sit met 'n pyn, dat jy sal kom vergewe vandag. Dat jy sal iemand kom vergewe en dat jy nooit weer daaraan sal dink nie. Dat jy sal vanoggend besef, maar die Here Jesus het reeds vir daai persoon se sonde gesterf. Dit wat hy teenoor jou gedoen het, dit wat hy teenoor ander gedoen het, dit wat hy teenoor die kerk al gedoen het of 'n familie, die Here het vergewe. Nou sit jy met dit. Die Here wil hê ek en jy moet soos hy ook leef in vergifnis. Nie in onvergifnis nie. Hy wil ons vry maak. En dat jy sal dit neersit en nooit weer daaraan dink nie soos hy, wat dit so ver as die ooste van die weste verwyder het.